Goeiedag sê vriende, familie, groete in Jesus naam. Dit is vir my 'n voorreg om vandag hier te wees en saam met u te kan vergader en vir u die suiwer woord van ons Here Jesus te verkondig. En die begeerte of die motief agter hierdie skrifte wat ek vandag vir u gaan deel is tog om u hart te versterk, om u te bemoedig en om u gebedslewe aan te moedig, spesiaal in tye van verdrukking, spesiaal in moeilike tye vir u en vir my en vir ons om daadwerklik deur te druk, om daadwerklik deursettingsvermoë te bou in ons lewenstyl met die dinge wat ons van dag tot dag te beurt val, met die uitdagings wat ons te beurt val, ekonomiese uitdagings, huweliksuitdagings, uitdagings met kinders, uitdagings met bure, uitdagings met die naaste, so hierdie paar skrifte of 2 of sê so 4 vir die meeste, hierdie paar skrifte wat ek vandag met u wil deel, is gemik daartoe om u in moeilike tye te versterk, om perspektief te skep in die dinge wat u of ek dalk mag vandag in die oë staar. Maar ons vertrou dat die Here sy woord tot ons harte sal seën en dat dit vir my en vir u tot stigting sal wees. Kom ons bid saam en ons vra dat die Gees van God ons hierin sal lei. Vader, ons sê baie dankie vir u genade, u goedertierenheid, my God. Baie dankie vir u liefde. Ons weet, Here Jesus, dat u het altyd ten goeie in gedagte vir ons. En ek wil vandag vra dat die Heilige Gees ons hierin sal lei en versterk en dat die woorde van u ons harte sal oplig en versterk en perspektief gee in alles wat ons te beurt val in hierdie laaste dae. Dit bid ons en ontvang uit u hand uit met danksegging. Amen. So, broers en susters, geliefdes, familie en vriende en kykers, ek wil graag vir u net so voor ek gaan lees uit Psalm 109, wil ek graag net vir u 'n kort gebeurtenis vertel. In die jaar 2018 begin dinge 'n bietjie verander en die Here maak my oë oop om dinge te sien in 'n ander lig. En so, jy weet, ek begin God te vra, en dis ook waar een van hierdie gebede in my hart opgekom het, dat ek besef het dat sou die Here Jesus my kom haal, sou ek, jy weet, die ewigheid moes ingaan en sou ek hom tegemoet moet gaan en in sy teenwoordigheid moet ingaan, het ek die vraag aan myself gevra, is ek gereed om sy teenwoordigheid in te gaan? Is ek gereed om hom te ontmoet? En is ek gereed om die ewigheid in te gaan? En ek moes tot hierdie ontwaking kom, dat ek dalk nie gereed is nie. En dit was vir my, soos 'n Engelsman sou sê, 'n rude awakening, maar dit was vir my 'n ontwaking. En ek het van daar af begin 'n pad stap met ons Here Jesus Christus, en dit het my laat besef, broers en susters, dat onder andere, dit het my laat besef, dat wat ons te beurt val, of dit nou moeilikheid is, en of dit nou uitdagings is, wat ons te beurt val, en of dit nou kom van die wêreld af, en of dit nou kom van, van die politieke arena af, of van watter keersy dit nou ook al kom, as daar verdrukking kom, as daar ekonomiese druk kom, as daar, jy weet, verhoudingsdruk kom, en as daar, jy weet, 'n moeilike tye opdaag in jou lewe of voor jou deur, wat het God ten doel met hierdie, en dit is in die jaar 2018 dat ek, toe ek die boek van Habakuk bestudeer, dat ek besef, en dat het tot my aandag kom, dat God het ten doel
dat ons vertroue in hierdie laaste dae in hom verdiep of versterk of geanker moet wees. Dat ons in daaglikse vertroue of daaglikse geloof moet lewe en totaal en al op Christus vertrou vir die ewigheid, vir waarna toe ons op pad is, vir ons huidige toestand waarin ons is, die dinge wat ons tans te beurt val in ons land, in ons lewe, in ons kom en gaan, die dinge wat ons te beurt val, en ek het tot daar geleer in 2018, en ek wil dit graag vir u sê, dat ons God het 'n doel, of God se verlange is, dat ons hom moet vertrou. U sal nooit besef hoe belangrik dit is om op God te vertrou nie, broers en susters, vir als en elke dag. Dis 'n daaglikse proses of 'n daaglikse lewenswyse wat ons moet toepas om op God te vertrou vir elke oomblik van die dag, vir elke uur van die dag, om op hom te vertrou en op hom te steun. Altyd sê die woord van God, iemand wat op die arm van vlees steun, is vervloek. So ons steun in ons vertrou op God, spesiaal vir ons redding, spesiaal vir ons sielsredding en verlossing, vertrou ons op Christus Jesus, want hy het vir ons die prys betaal. En so ek wil ook dit inlyf by hierdie boodskap, deur vir u te laat weet en te bemoedig, dat hierdie is gemik daarop, om u vertroue in Christus te verskerp, te verdiep, te intensifiseer, sodat u verhouding ook met hom sal groei, my broers en susters. So kom ek lees vir u uit Psalm 109 vers 1, en hy lees die volgende, 'n psalm van Dawid, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, o God van my lof, moenie swyg nie, want hulle het die mond van die goddelose en die mond van bedrog teen my oopgemaak. Hulle het met my gespreek met 'n leenagtige tong. So hier sien ons dat 'n goddelose mond, 'n tong wat bedrieg, en 'n tong wat leenagtig is, sê die koning Dawid, is teen hom oopgemaak. 'n mond wat leenagtig is teen hom oopgemaak. En hy sê, en met woorde van haat omring. Ja, hulle het my sonder oorsaak beveg. En dit is op vers 4 wat ek net so bietjie wil aandag gee. Hy sê, vir my liefde behandel hulle my vyandig, en terwyl ek tog gedurig bid. En dan wil ek ook vir u lees, ek lees hierdie een in Engels, Jakobus hoofstuk 5 vers 13, hy sê die volgende, hy sê, is any among you afflicted? Let him pray. Is any among you afflicted? Let him pray. Die woord van die Here is geseënd. So broers en susters, dit is duidelik dat Dawid hier, 'n moeilike tyd ondergaan het. Dit is duidelik dat hy dat hy tegemoet kom met vyandige gevoelens, of vyandige mense, of vyandige optrede van mense, en die tonge wat teen hom uitgespreek is goddeloosheid, is bedrieërs, en dit is leenagtige tonge, en hy sê, vir my liefde het hulle hom vyandig behandel. Nou dit is in kort gesê, dit is die storie of die lied van die bruid of die liggaam van Jesus Christus, want dit is Jesus se woorde ultimate wat vir ons leer, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê.
Die wêreld het hom nie lief gehad nie, so die wêreld sal ons as sy volgelinge, as sy bruid of as sy liggaam, sal die wêreld ook nie lief het nie. So hy sê, hulle het hom vir sy liefde, het hulle hom vyandig behandel, sê die koning Dawid. Dit is niks nuut nie, en ek dink ons almal het, jy weet, op een of ander tyd, of selfs op hierdie oomblik, het ons almal kan getuig daarvan, jy weet, dat mense, of dat, jy nou, wêreldlinge, soms, jy weet, sonder oorsaak, so optree, want dit is die natuur van hulle wat in duisternis wandel, om so op te tree. Maar die vers wat ek vir u na wil lei is die volgende, terwyl ek tog gedurig bid. Dit is vir ons 'n antwoord, broers en susters, familie, vriende en kykers, dit is vir ons 'n antwoord. Hy sê, terwyl ek tog gedurig bid. Die Engelse vertaling sê, you know, while I give myself to pray. Ek wil dan nou vir u sê, en vir u bemoedig, broers en susters, dat in hierdie wêreld as 'n gelowige, want die Bybel sê ons is dan nou uit hierdie wêreld uitgeneem, ons is nie van hierdie wêreld nie, onderwyl ons nog in hierdie wêreld is ons nie van hierdie wêreld nie. Die sisteem van hierdie wêreld en die begeertes van hierdie wêreld en die kultuur van hierdie wêreld en die gedrag of die gees in hierdie wêreld is vyandig teenoor God, is vyandig teenoor Christus en sal dan ook vyandig wees teenoor sy liggaam en sy lede en sy bruid. So, maar hy sê, terwyl ek tog gedurig bid, en hierin wil ek u sterk bemoedig, broers en susters, dat ons 'n gedurige gebedslewe moet hê. As bruid van Christus, as liggaam van Christus, as wedergebore Christen, en dit is nie iets nuut nie, ek is seker u weet dit, maar vir u wat dalk bietjie verslap het, vir u wat dalk bietjie distracted geword het, soos die Engelsman sou sê, if you've been distracted a little bit, or if things have gone too busy in the last days, wil ek graag vir u sê, kom ons keer terug na 'n gedurige gebedslewe. Dit is Jakobus wat vir ons sê, is any of you afflicted, let him pray. As enige een van ons verdruk word, die Engelse, ek dink is die Webster definisie vir affliction is die volgende, it is the cause of pain, something that causes you pain and something that causes you suffering. And so I want to say to you, just by being in the world today, just by being where you are today, you can be sure as a Christian, you can be sure as a believer that affliction will come. There will be something, there will be the cause, and in this case, it is the spirit of the world, it is the children of the world, it is the spirit that is behind everything in the world, it is the accuser that oppresses and accuses, and it is his spirits that has gone out to do his work, it is his spirits that does the affliction, and sometimes it is just human beings operating in the spirit of the world that does afflict the children of God. But while we are in the world, we will have affliction. And this verse says, he says, is any of you among you afflicted? And I can testify, my dear brothers and sisters, if you've walked with Christ for a while, you will discover, or you will have to go through affliction. You will have to go through suffering and through pain. I said recently, ek het nie te lang gelede nie, het ek gesê dat God is so genadig. God is so liefdevol teenoor ons. Hy weet dat in ons loop met hom is daar nodig om oomblikke van pyn te ondergaan. Because it is through those moments of affliction, moments of pain, moments of suffering, moments of difficulty and trouble and even tribulation. It is in moments like that that we grow in endurance. Dat ons groei, my broers en susters, in deursettingsvermoë. En so, hy sê, as ons
is enige een tussen julle, as hy verdruk word, dan moet hy bid, hy of sy. We are called upon to pray. En soms keer as ons bid, en ek wil daar graag afsluit met dit, soms keer as ons bid, wil dit nie, of jy weet, dit kan nie vir ons waarborg, dat God soms die probleme gaan oplos, of dat God soms, jy weet, als net uit die pad uit gaan vee nie, nee. But when we pray, brothers and sisters, beloved, when we pray, we have this comfort, we have this consolation, that when we pray, God always hears our prayers. Especially when we afflicted, God hears our prayer. This is from experience, I can tell you. When we are afflicted, there were times when I have been afflicted, and even you know, it continues, it goes on. There are times when you are afflicted, sometimes in the body, but mostly in your soul, mostly in your inner man. You're afflicted, like David said, that there were tongues, there were mouths that has been opened against him. There were tongues that spoke against him, that spoke lies against him, that spoke evil against him. And these tongues, you know, or the words that went out towards him, it somehow afflicted his soul. It somehow afflicted his inner man, his emotions, it caused emotional pain. En so kan ons dan ook, jy weet dat somtye wanneer ons verdruk word, ek noem het maar so, ek weet nie of of 'n mens so stelling kan maak nie, maar hierdie sielsverdrukking wat jy in jou binneste voel, jy weet, als wat laai in jou siel, als wat laai op jou gedagte, als wat laai, en somtye dan behandel ons dit nie, of somkere dan gaan ons nie op ons knieë en laat dit oor aan die Here nie, en dit word net meer en meer. Maar hierdie woorde in Jakobus hoofstuk 5 vers 13, dit beveel ons om te bid, en as ons bid in tye van moeilikheid, kan ek u vandag waarborg dat God ek kan nie waarborg dat jy weet dat jou probleme opgelos gaan word nie, maar ek kan jou waarborg, nommer 1, dat God luister, nommer 2, ek kan jou waarborg dat God op die regte tyd sal optree of intree, of wat ek ondervind het met myself, baie keer dit is asof hy jou lig uit die moeilikheid het, en hy lig jou perspektief, sodat jy kan sien waarom dit gebeur, wat is die oorsaak daarvan, wat is die doel daarvan, en hierin wil ek graag vir u sê, broers en susters, ek het geleer, of ek is in die proses om nog steeds te leer, dat spesiaal in tye van verdrukking, especially in affliction, I've learned to trust in God. I've learned to trust in God, and it is in that place of prayer, it is in that secret place, it is in that quiet place. Sometimes you don't have words, but you just break down in tears before the Lord, your God, and He lifts your perspective, and He shows you things that you have never seen or never known before, and He makes you to understand and to have sense and to make sense out of the things that is happening. Sometimes not, He doesn't give you the whole picture, but He allows you to see bits and pieces of a greater puzzle or a greater thing that He's doing, and it comforts your heart, especially in the time of affliction. But we are commanded to pray, because pray, my dear brothers and sisters, pray. God intervenes when we pray. God listens when we pray. At the right time, God will move wherever movement is necessary. God will remove, or God will add, or God will bless, or God will settle score. However, whatever your situation is, God will move, or God listens when we pray, and especially when we pray according to His will and according to His word. And I want to encourage you today, my dear brothers and sisters, friends and family, broers en susters, vriende en familie, ek wil u sterk bemoedig vanmiddag. Hy sê, as daar enige een van julle wat nou verdrukking ondergaan, hy so 'n persoon moet bid. Ons kan nie sonder gebed lewe nie.
Ons kan nie sonder gebed werk toe nie. Ons kan nie sonder gebed gaan slaap nie. Ons kan nie sonder gebed opstaan nie. Ons kan nie sonder gebed enige projek aanpak nie. Ons kan nie sonder gebed ons verlosser en saligmaker ontmoet nie. Ons kan nie sonder gebed in die huwelik tree nie. Ons kan nie sonder gebed 'n rein en skoon lewe lewe nie. Ons kan nie sonder gebed gevul word met ons moet bid. As u kan onthou, dan was dit die 120 mense, broers en susters by die apostels en almal saam, wat in die boefretrek, hulle het saam eendragtig in gebed gewees. Dit is toe dan wat die krag van God, wat die Heilige Gees op hulle neergedaal het met vuur, en dit is toe dat hulle gevul word met krag in hulle binneste in. Maar hulle was in die boefretrek en hulle het saam gebid. As u kan onthou, ek sluit af met hierdie laaste gelykenis, of met hierdie laaste voorbeeld. Ek sluit af met dit deur vir u te sê, as u kan onthou, toe die apostel Petrus in die tronk was, en toe daar, gedagtegange was om die lewe te bring, en Jakobus was nou al reeds om die lewe gebring, en was nou al reeds geonthoof, toe was daar gedagtes om vir die apostel Petrus, om vir hom ook, tot sterfte te bring, maar daar word genoem, ek dink is in Handelinge 1, as ek nie verkeerd is nie, in Handelinge 1, daar word genoem, dat by 'n sekere huis, was daar 'n groep lede van die kerk, wat gebid het vir die apostel Petrus. Daar was gebed wat uitgegaan het, daardie nag, en die engel van die Here het toe gekom, en die ysterbande, of die ysterkettings, om die apostel Petrus se voete en hande, dit het van self gebreek, maar die engel het gekom, en ek is seker, dat die gebed van daai vroue, en mans, wat daar saamgekom het, die gebed, het iets te doen met die bevryding van die apostel Petrus. En so wil ek dan vandag vir u sê, broers en susters, kom ons hou nie op om te bid nie. As dit met u swaar gaan, kom ons bid. As dit met u goed gaan, kom ons bid en onthou die Here. As daar dinge gebeur met jou tans wat jy nie verstaan nie, moenie ophou bid nie. As dit voel, dat die lewe maak nie sin nie, druk deur in gebed, en ek wil u vandag versterk, terwyl die woord van die Here sê, Dawid sê, tog, terwyl ek vyandig behandel was, terwyl ek goed was, terwyl ek in liefde opgetree het, was ek vyandig behandel, terwyl ek tog gedurig in gebed was. Ek wil dan vir u sê, die sleutel van gelowiges, wat deur hierdie dinge kom, wat deursettingsvermoë opbou, die sleutel is gebed, verhoudingsgebed, verbondsgebed, om onsself voor God te verneder, om onsself te onderwerp aan God daagliks, om daagliks vir hom dankie te sê, om daagliks nie te versuim dat ons prys opgaan na die lewende God toe nie, en om hom te vertrou deur als in die lewe. Mag die Here u seën, mag hy u gebedslewe seën, en mag hy aan u gee, dat u nader aan hom trek. Vrede en liefde aan u.